Ek dink as ek aan Jesus se omgang met mense dink, dan is daar hierdie ruimte. Daar's hierdie ruimte vir kinders en hier's ruimte vir vrouens en daar's ruimte vir hakkie sondaars. Daar's plek vir almal. Baie welkom terug by Sondag tot Sondag. Hierdie reeks se titel is Tussen die Geraas en ons sit aan tafel met mense wat geloof konkreet maak. En vandag is ons aan tafel met Dominee Fay van Eden. Sy is by Stylerstraat gemeente. En wat ek van Fay waardeer is dat sy nie net geloof by idees hou nie, sy maak dit konkreet. Sy bring dit letterlik aarde toe, met 'n ekologie lens en vra hoe ons as mense God se skepping kan leef, kan uitleef en kan bevorder. En dan bring sy dit ook huis toe, tafel toe. Sy is die skrywer agter die blog En Route Foodie, waar kos en reis deel word van 'n leefwyse van gasvryheid en aandag en dankbaarheid. En jy kan ook dan nou vra, maar hoekom hierdie reeks nou? Eintlik juis uit die onlangse gesprek, kan mense dit debat noem, uit 'n besluit uit die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, wat weer baie gesprekke oopgemaak het, ook buite hulle kerkverband, met die boodskap dat gemeentes moet konformeer met hulle besluit oor vroue in die amp, en dat hierdie gemeentes dan 'n risiko loop om buite die verband te beland. En dit raak dan ook eintlik nie net die gereformeerde denominasie nie, maar ook die susterskerke en ander denominasies. So juis eintlik om iets aan te spreek, het ek gedink, maar kom ons kyk na mooi verhale. Kom ons kyk na verhale wat mense inspireer, en eintlik ook juis verhale van kollegas wat 'n groot verskil maak in die bediening, en 'n groot verskil maak nie net op plaaslike vlak nie, maar ook op synodale vlak. So dit is vir my 'n groot voorreg dan om vir Fay vandag hier so te hê. Fay, baie dankie dat jy vandag met die eerste van die reeks by ons is. Baie welkom. Dankie Pieter, ek sien uit na die gesprek. Ek sien uit om aan tafel by jou te sit. Yes, ons is letterlik by 'n tafel. Gewoonlik is jy seker gewoond aan tafels met snacks en kaas en ja, wyn. Ja, ek moet sê, So dit is 'n hierdie vervelige tafel. Dit is ek het daarom vir jou koffie gegee. Wat dit werd is. Fyn, vertel vir my, ek het nou 'n lekker artikel wat Jaco Strydom met jou gehou het. Is dit in die kerkbode? Dit is 2022 iewers gewees. Jy kan in die annale gaan opsoek. Wat jy bietjie iets van jou groot word en sulke goed vertel het. Maar vertel vir my van hoe jy jou roeping ervaar het, of wat gemaak het dat jy besluit het om predikant te word. Pieter, ek moet nou ver teruggaan om dit te onthou. Is dit 'n brandende bos? Het jy blind geword iewers langs die pad? Is dit 'n oomblik, is dit 'n reis? Dit is nie so opwindend soos 'n brandende bos nie. Nee, weet jy wat? Ek dink iewers in my hoërskooljare het ek besef, maar ek wil graag iets doen met my lewe wat 'n verskil maak in mense se lewens. Yes. En ek dink ons almal het in daai tyd LA Law gekyk, so ek wou ek graag 'n prokureur geword het, maar later toe ek nou besef maar ek wil regtig 'n verskil maak in mense se lewens, het ek gedink ek wil maatskaplik swat. My pa sê toe, daar is nie 'n manier hy laat my maatskaplik swat nie. Hy is te lief vir sy dogter. En ja, so toe ek aan die einde van matriek kom, toe het ek geen idee nie. Ek het geen idee wat ek wil doen met my lewe nie. Ek weet nie wat om te gaan studeer nie. En op daai stadium kom daar toe 'n geleentheid om 'n diensjaar vir Christus te doen. Op daai stadium het Elardus Park en Oosterlig gemeente saam 'n diensjaarspan gehad. Nice. So ek en 'n vriendin het toe nou die diensjaar vir Christus gedoen. En daardie jaar het iets met my gebeur. Ek dink dit was die blootstelling aan die bediening. Dit was die deelneem aan die bediening. Dit was die sien wat se verskil dit wat ons doen in jong mense se lewens het. En ek dink dit was ook die predikante wat ons begelei het, Dominee Paul Barnard en
Frederik en Antoinette Wilson, wat 'n groot indruk in my lewe gemaak het. En aan die einde van daai diensjaar toe, toe begin ek nou dink, jy weet, is dit nie dalk wat ek met my lewe wil doen nie? Wil ek nie in die bediening ingaan nie? En is eintlik nou nogal snaaks, ek vertel nou met tong in die kies, maar my oupa was 'n hervormer gewees en hy het op 'n stadium so uit die bloute uit in daai tyd na my toe gekom en gesê, "Fy, ek dink jy moet 'n predikant word." Oh, wow. Ek sê toe, "Goed oupa, maar hoekom?" Oupa se rede was want hulle werk net een dag 'n week. Dis die persepsie net. Die grappie gaan 6 dae is hulle onsigbaar en die 7de dag onverstaanbaar. Nou ja, oupa was baie verkeerd. Yes. Maar wat ek wel sal sê is, ek is toe ingeskryf vir bedryfssielkunde. En 'n week voor hy die universiteit begin het Paul my gevat, Paul Barnard, en ek het vir Cas Vos gaan sien by die teologiese fakulteit. Oh, wow. En uit die gesprek uit met al my onsekerhede oor ek is 'n vrou en gaan ek die Grieks en Hebreëus kan doen en is daar 'n plek vir my in die kerk en al daai goed, het ek hierdie wonderlike gesprek gehad met Cas Vos en het ek regtig gevoel maar hier's bevestiging. Hierdie is wat ek kan doen, hierdie is wat ek wil doen, dis waarna ek geroepe voel en ek moet sê dis nou 27 jaar later, 26 jaar later, en ek is nie vir een oomblik spyt nie. Daar's niks anders wat ek met my lewe wil doen nie. Ek besef so tussen my pa en my oupa en al hierdie persone in my lewe wat deel was van hierdie roepingspad of proses, het ek toe die geleentheid gekry om 'n verskil in mense se lewens te maak. En ek dink die verskeidenheid van die bediening is vir my waarskynlik so 'n goeie pas vir wie ek is ook. So ja, dit is nou kort en lank my storie. So gepraat van die verskil wat gemaak is. Wie dink jy op hierdie roete in teologie, in terme van predikantskap, is daar enige persone wat jy verder sou uitlig, wat jou, jy het nou gesê al van mense wat jou roeping bevestig het, maar mense wat jou inspireer in die bediening? Wel, ek dink toe ek gestudeer het was ons dosente, ek het hulle regtig beleef as godsmanne, godsvroue. Hulle het 'n reuse impak op my lewe gehad, akademies, maar ook andersins. Wat die meeste van ons dosente, hulle persoon, was net. Ja. Ek dink aan Prof Phil Botha, wat ek dink die verpersoonliking van genade is. Weet ek dink daar het ek iets geleer van sag werk met mense. So ek dink daar dis moeilik om mense uit te sonder, want reg deur my studiejare, my bediening is daar hierdie mense wat kom en gaan, sommige is kollegas, ander is gemeentelede, wat net 'n indruk, 'n impak, 'n invloed gehad het op my roeping, maar ook op my menswees en ook my groeipad. Kom ek sê so, ja, maar is moeilik om mense eintlik uit te sonder. Jy is iemand wat jou conviction nogal sterk uitleef, of jou roeping. Dis rondom ekologie, dis rondom disippelskap, maar iets wat vir my van vye uitstaan is, sy's nie iemand wat jou in 'n ding gaan boelie, of die kere wat ons saam was, vir jou sal sê, is jy seker jy wil daai sakkie gebruik? Is jy seker oor daai waterbottel wat jy ronddra? Wil jy nie eerder 'n glas waterbottel ronddra nie? Jy lei met conviction, maar ook met sagtheid. Is dit iets wat jy iewers ervaar het, iewers geleer het? Waar dra jy dit toe? Of waar skryf jy dit toe? Oh, Pieter, ek dink ek het die voorreg gehad deur my bediening om blootgestel te word aan tools en geleenthede waar ek myself eintlik beter kon leer ken. Ek dink byvoorbeeld aan die Enneagram.
wat vir my bewustheid gebring het van wie ek is. Maar ook vir my uitnodiging gegee het om te groei. So ek dink, as jy nou vir Faye 20 jaar teruggeken het, dan was ek nou 'n jong, net uit die universiteit uit. Ek dink En ons dink almal ons gaan die wêreld verander. ja, ek dink ek was soms 'n bietjie van 'n bulldozer, jy weet. Jy weet, ek het regtig my convictions. Ek het my convictions het ek hard gedruk, maar ek dink so met die jare saam met groter selfkennis en ja, die pad wat ek rondom dit gestap het ek geleer dat mens hoef nie jou met jou convictions te bulldoze nie. Daar's ander maniere en so ek vir my is dit en ek dink dis wat ons by Jesus ook sien is eerder 'n sagte voorloop. Soms is dit nodig om soos wat Jesus in sy strydgesprekke, soms is dit nodig om te praat en harder te praat, ja. Om te gooi. Maar oor die algemeen, en veral in terme van jou voorbeelde oor die ekologie, vir my is dit, ek voel nooit dis my plek om mense te shame nie. Ek dink in elk geval nie, daar kom groei of verandering uit shaming nie. Ek dink eerder die benadering van 'n uitnodiging en 'n voorloop en 'n saamloop en om moontlikhede en opsies op die tafel te sit, dit is vir my 'n beter manier. Dis die manier wat ek graag mee wil leef. Maar dit het my rukkie gevat om daar toe kom. Pragtige narratiewe taal amper. Dit is so regtig om mense se verbeelding te verruim in terme van wat kan gebeur. Presies. En terwyl jy daai sê, sit en dink ek ook dit is eintlik vir predikante wat hulle werk doen, dink ek nogal daai blootlegging wat jy het eintlik, of om heeltyd in die spieël te kyk, dat my ekkigheid of my persoonlikheid nie in die pad kom van die evangelie nie. Ja. Wat net is 'n leerskool. Dit so, wow. Dankie dat jy vir my eintlik is Faye ook een van die mense wat vir my 'n voorbeeld daarin is. Nou, wat ek eers onthou van Faye is in my eerste jaar by Tikkies op 'n van die eerstejaarskamp wat ons gehad het met Dio Gloria wat die studentehuis vir die teologie studente was. En ons was op 'n kamp gewees saam en ek onthou vir Faye daarso, ek onthou vir Wikus van Merwe wat nou by die kuratorium is van Tikkies se teologie fakulteit, wat vir bang eerste jaar Pieter wat oorweldig voel. Daai eerste 6 maande het vir my soos een lang kamp gevoel. En ek het gevoel ek kon net nie my voete vind nie, alles is oorweldigend en met dit wat jy gehoor het, is jy bang jy gaan jou geloof verloor in hierdie proses. En hulle het ons so mooi ontvang en so mooi gerusgestel en ook gesê, hoorie, maar hierdie gaan okay wees en jy mag dalk selfs van hê along the line. So daarin is daar eintlik al reeds iets van Faye se gasvryheid en haar bediening wat vir my deurgekom het. Jy's eintlik deur jou mens wees. So is daar iets wat jy daarin toeskryf dat jy so maklik ruimte skep vir mense? Hou jy van onthaal? Is dit iets wat net natuurlik kom vir jou? Wat is die storie daar? Jo Pieter, ek dink is waarskynlik tweeledig. Ek dink aan die een kant het ek in my lewe en veral in my bediening wonderlike mense gehad wat vir my ruimte geskep het. En ek dink die ervaring daarvan het my gevorm wie ek is. Jy weet, ek dink aan my heel eerste bediening was op die platteland in Bronkhorstspruit. Toe ek daar gekom het, net reg uit die fakulteit uit, was daar nog nooit 'n vroue predikant op die dorp nie. Ja. En ek was baie benoud en ek sal nou nie jok om te sê dit was altyd maklik nie. Ja. Daar was 'n paar van die ooms op die dorp wat die lewe nie altyd so maklik gemaak het nie. Maar oor die algemeen,
was daar hierdie mense wat hulle arms en harte vir my oopgemaak het. Ek weet vir hulle was dit vreemd om 'n vrou op die kansel te hê, maar hulle het, soos die Engelse sê, my ge-embrace. Yes. En ek dink daai ervaring het my gevorm, het my verander, om te besef, maar dit is wie ons as gelowiges behoort te wees. Jy weet, dis hoe ons behoort te leef in hierdie wêreld. Maar ek dink aan die ander kant is dit ook deel van my menswees. Dis vir my verskriklik lekker. As ek iemand kan bederf, as ek goed kan wees vir iemand, as ek kan onthaal, as ek iemand kan nooi om saam met my aan die tafel te sit, dan maak dit my baie gelukkig. Ek moet sê, terwyl jy dit so sê, ek het in voorbereiding hiervan na En Route Foodie gaan kyk. Wat 'n beautiful blog. Ja, dankie. Dit is so mooi, dit lyk asof jy vir Willie skryf, of so iets, dit is so mooi keurig by mekaar gesit, en die foto's soos mooi, en die uitleg is amazing. Yes, dit is so inspirerend, so dit is so lekker om dit te lees. Wat sou jy sê het Kos jou geleer van God? Ja, ja, ek dink daar is geen beter plek as om 'n tafel met mense met kos nie. En goeie wyn natuurlik. Natuurlik. En ons sien dit daarom keer op keer in die Bybel. Nee. Ek dink daar's net iets van God se goedheid en die lewe wat God skenk en oorvloed en genade wat ete bemiddel. Jy weet, Yes. of dit nou eenvoudige ete is en of dit indrukwekkende ete is, dit maak nie saak nie. Maar so ek dink kos leer my nie noodwendig van God nie, maar dit op 'n manier dit bemiddel iets van God. Dis 'n katalisator. Ja, in my lewe, jy weet, en ek dink dit is iets van genade. Yes. Terwyl jy dit nou sê, dink ek soos aan iemand soos Elia, wat vir ons geleer het, as jy dink, ek kan nie meer nie, 'n toebroodjie en 'n nap. Maak die lewe beter. Kan soms die lewe. En ek het ook gelees iewers hierdie naweek, dis wetenskaplik bewys dat 'n toebroodjie wat deur iemand anders gemaak is, baie beter proe as jou eie toebroodjie. My skoonma sê altyd want is met liefde gemaak. Yes, presies. Ek dink is waar. Presies dit. Hoorie nou, Fay, as ek mense moet onthaal, nee, ek stres vir my strepe af, ek hol rond. Ek dink ek mis heeltemal die punt, want ek is so uit asem en nat gesweet baie keer dat dit voel ek kom nie eintlik juis by die mense uit nie. En ek dink dan mis ek gasvryheid en ek mis die punt. Wat's jou geheim? Ek was presies dieselfde as jy, Pieter. So ek wil als moet mooi en reg en perfek wees, en naderhand skree ek op die hond en ek skree op Piet en ek weet die spanning. En toe nou so 'n paar jaar terug, so om en by met COVID, net na COVID, toe die Suid-Afrikaanse wynbedryf baie swaar gekry het. Toe begin ek so 'n wynproe by my huis, so elke paar maande. Wine with a View noem ek dit. En ek nooi 'n wynplaas om vir ons wyn te kom laat proe en te verduidelik en so, en dan het ek dit nou pair ek dit nou met bietjie ietsie te eet, canapés of so. En die eerste paar was presies dit, jy weet, ek het niks van die aand gehad nie, ek het rondgehardloop, ek was half geïrriteerd, dit was net te veel, en toe sê 2 vriende vir my, maar hoorie, by die volgende ene kan ons nie 'n paar van die geregte net maak nie. Wow. En nou is ons 'n spannetjie wat dit doen. Oh, wow, okay, cool. En dis fantasties, jy weet, dit maak sommer onmiddellik gesellig. Dis gesellig, dit maak my hande los. Ek kan 'n bietjie gaan buite sit en ook luister na wat die wynmaker of die verteenwoordiger vertel. En hulle bring wonderlike geregte wat ek nooit aan sou dink nie. Ja. So ek dink in 'n sekere sin moet ons onsself bietjie minder ernstig opneem. Wow. Ons moet die geleentheid dalk 'n bietjie minder ernstig opneem, en ek dink ons moet dit moet gesellig wees. Ons moet die share the load, jy weet. Yes. Eintlik om saam te kook is
baie lekkerder as om alleen te kook, jy Ja. weet, om so as mens net so 'n bietjie beheer kan weggee, Pieter. Nee, maar sy ken my te goed. Want ek sit en dink dis eintlik ook so 'n mooi metafoor vir gemeentes. Ja. Is baie keer is ons as predikante kom ons in die pad en eintlik wil jy alles fasiliteer, jy wil alles self doen Ja. en om net dit ook oor te gee en gemeentelede en ander mense toe te laat om vir mekaar goed te fasiliteer, vir mekaar 'n ervaring met God te fasiliteer, Ja, is dis mooi. is beautiful. So dink jy daai gasvryheid en teenwoordigheid, yes, ek dink daar's 'n groot les wat jy my nou net daarin geleer het, of eintlik bietjie oorgee, bietjie self te kan ontmoet. Ja. Ek dink as predikant is ons, toe ons nou saamgesels is mens, jy's so in die liturgie en jy's so in die fasilitering van hierdie ervaring, dat mens soms in die pad kom Ja. van die ervaring. Ja. Jene, dankie. Dankie vir daai geskenk. Jene. Okay, so as ons nou praat oor Faye se ander hoed, die een van ekologie en ekologie as disipelskap. Hoekom jy's iemand wat dit nie as net 'n bysaak sien nie. Vir myself en veral wanneer ek uit my diepte raak, voel ek sterk die woorde van die psalms wat alles terug verwys na die skepping. Kyk, dis een van die temas wat Prof Dirkie man vir ons geleer het. Dis een van die temas wat jy kry in die psalms, is die van die skepping. Dis iets wat nogal vir my baie sterk deurkom, en ons is so vas en toegeklooster in ons huise en in ons geboue, dat ons baie keer die skepping miskyk. En die feit dat ons skepsels is, miskyk. So, waar het jy belangstelling hier vandaan gekom? En die oortuiging dat, want Faye is een van die persone wat dit nie, toe dit 'n gimmick geraak het vir mense, hoe ons moet kyk na die aarde. Sy was op die voorfront daarvan. So, wat het by jou daai bewustheid gebring, Faye? Ek dink, ek dink dit is so half ingebore hierdie, ek dink is hierdie, wel, is deel van, dink ek, van my persoonlikheid, hierdie soeke na geregtigheid. So ek dink is in daai artikel van Jaco het ek dalk die storie vertel, maar toe ek so 12 jaar oud was, toe hou ons vakansie op die suidkus van KwaZulu-Natal. En elke dag gaan ons strand toe en dan klim ek en my pa en my sussie op die rotse en ons kyk na die rooi aas en die mossels en die klein vissiekies in die poeltjies. En eendag kom ons toe daaraan, dan kom 'n klomp manne op die strand met groot streepsakke en skroewedraaiers. En ek klim toe op die rotse, dit springgety, so die rotse is toe nou mooi oop en hulle begin daar krap aan daai rotse en ek is nuuskierig, ek stap so 'n bietjie nader, ek loer, ek sien maar hulle haal mossels af, maar by die streepsak vol. Ek stap toe na my pa toe en ek sê, papa, maar hierdie kan nie reg wees nie. Papa moet iets gaan sê, en my pa is 'n vredelewende man en obviously seker ook maar bietjie skrikkerig om nou op te tree. Man, die mense het implemente. Ja. Hy sê toe, ek is seker hulle het 'n lisensie, ek seker alles is okay. Ek dink toe daar, ek glo dit nie. Ek stap toe weer oor na die oom wat toe nou lyk vir my asof hy die baas is. Ek sê toe, kan ek asseblief jou lisensie sien? Hy sê toe iets in die lyn van voetsak. En ek is toe daai gevoel sal ek altyd onthou, daai gevoel van ontmagtig voel en voel maar hier gebeur iets wat nie reg is nie. Yes. En ek as 12-jarige dogtertjie kan niks doen omtrent dit nie, en hier vind vernietiging plaas. Ek kan sien hoe stroop hulle hierdie rotse. My enigste plan as 'n 12-jarige dogtertjie om nou iets te doen in hierdie situasie was toe nou om na die oom se kar toe te stap en sy bande af te blaas. Nou, dis nou nie een van my totste oomblikke nie, maar dit is waar dit begin het. Jy weet, as ek besef ek, maar dit is so half hierdie
hierdie behoefte aan geregtigheid en daarmee saam dan nou die versorging van Die ons aarde. skepping, van die Ja, aarde, skepping. is so half eintlik altyd nog deel. En ek dink toe later met die teologie saam en teologiese opleiding, toe leer ons van die hele ding van die twee openbarings, nê, God wat homself openbaar in die Bybel, maar ook in die groot boek, die skepping. Jy weet, en dit het my nog dieper aangeraak om te sê, maar hierdie is nie net ons huis nie. Dit is ons plek, as ons dit nie versorg nie, waarheen gaan ons nie. Maar aan die ander kant ook, dit is die manier waarop ek God ken, behalwe vir die Bybel, maar dit is God se openbaring. Ek sien hom, ek leer ken hom daarin, en as ons dit nie meer het nie, dan verloor ons een deel van ons Bybel, as ek dit nou so kan sê. Ja. So ja, dit lê diep in my hart van lank al af, maar ek dink die teologiese bewussyn daar rondom het my waarskynlik nog dieper geraak. Ja. Yes. Ja, ek dink sou mens terwyl jy op daai is, as mens sê ek God lief hê met jou hart, siel en verstand en jou naaste soos jouself, dat 'n mens die naaste half eintlik verder kan strek. Ja. Verder kan strek na die skepping. Na die skepping. Ja. En alle skepsels, nee. Alle skepsels, want waarvan ek en jy, ons is skepsels. Ja. Van God. Ja, en ek dink wat my kop ook gedraai het is om te besef, ek dink, dit is verskriklik om dit te sê, maar ek dink die Christendom het 'n groot rol gespeel in die vernietiging van die aarde, gebaseer op 'n klomp tekste soos Psalm 8, wat vir ons hierdie idee gee dat ons is aan die bokant van die skepping. En alles onder ons, ons is baas oor ons alles. Ons gaan hierdie ding heers. Ja, terwyl ons eintlik dit eerder as 'n driehoekie waarop ons op die punt staan, eerder as 'n sirkel sien, waarvan ons deel is. As ons daai kop skuif maak, dan dink mense ook 'n bietjie anders oor die skepping en oor skepsels. Erwinning en ekologie kan ook baie maklik performative wees. Wat ek is dit daar soos met virtue signaling, dat ek vir iemand die 10 of 20 rand noot gee terwyl ek dit opneem op TikTok of wat ook al. Maar as 'n mens regtig gaan kyk na praktiese goed en klein goed, wat se goed sou jy voorstel? Waar's van die eerste plekke dink jy waar mense kan begin? En waar dink jy is van die grootste waste waarby mense kan begin? Ek dink twee goed, kom ek sê twee woorde, kom ons sê nee en minder. Ek dink as ons kan begin nee sê vir die goed wat ons nie nodig het nie. Dink nou maar aan, gaan na 'n konferensie toe, of na wat ook al, en jy kry hierdie verniet sak, verniet pen, wat jy nie nodig het nie. En wat jy baie keer ook net weggooi. Ja, hy lê daar by die huis, totdat jy eendag nou, en dan maak jy skoon en gooi weg. Yes. So, om nee te sê. Ek dink byvoorbeeld aan, as mense in 'n restaurant is, en hulle bring vir jou 'n glas water, of 'n glas koeldrank, om nee te sê vir die strooitjie. Jy weet eintlik proaktief te wees en te sê jy soek nie een, en jy het nie een nodig nie. Jy het nie nodig om water deur 'n strooitjie te drink nie, of koeldrank nie. Ek het nooit daai verstaan nie. Ek kon nooit daai kop kry. Hoekom wil jy, want die bubbles sit buitendien nou nie lekker deur hierdie strooitjie nie. En eerlikwaar, die papierstrooitjies irriteer net die gos uit my uit. Nee, dis ook nie lekker nie. So dit is, nee, dan verloor jy beide. Yes. Eerder nee. Jy weet, en want die ding is, vir solank ons nie nee sê nie, bevestig ons eintlik vir vervaardigers dat daar behoeftes aan iets. Van algoritmes gepraat. Nee, ja. Sodra ons begin nee sê, dan is ons besig om te kommunikeer, maar hier is nie 'n behoefte daar nie, so moet dit nie maak nie, moet dit nie vir my bring nie, moet dit vir my gee nie, jy weet. Yes. So ek dink om ferm, maar met mooi maniere, weet, nee te sê, nee dankie, jy weet, dit eenvoudig, en dan minder, nee, ek bedoel, ek dink ons, ek praat van myself, jy weet, ons het so baie, en ons gebruik so baie, en ons vermors so baie, weet, ek dink aan my ouma was altyd, as daar winskoopie is, jy weet, koop een en kry een verniet, dan was sy groot, en dis so half in my, om dit ook, dis 'n bargain, en dan wat gebeur is,
ek kry 2 sakke aardappels, ek kan dit nie vinnig En genoeg dit gebruik mors. nie en dit word vrot Ja. of dit word sleg. Ja. Jy weet so eerder nie daai winskoopie Vat vat nie. nie of as jy dit vat, gee die een sak Ja. dan weg. Jy weet, deel dit met 'n buurman of 'n buurvrou. Ja, Dit so ek dink net minder en nee, dis die beginpunt en dis nie te moeilik nie. Maar dit is ek dink 'n ding wat mens soos 'n dief in die nag onverhoeds bekruip ook. Morney het voordat hy kollega was, het hy een keer by ons oorgebly vir lendekonferensie. Die arme man. Sy aan die vissergaas blootgestel. En as hy nou ook sien, sê Pieter, hulle try minimalists wees. Maar die vissers is regtig maximalists. As jy kinders het, Daar's te is dit veel moeilik. goed. Dis moeilik en ek dink nog by as ek dink aan die skool, al die speelgoed en sulke tipe goed wat my kinders baie keer nie mee speel eers nie, wat kratte vol lê. Ja. Ja, om dalk van daai goed eerder te donate Ja. of ja. Ek dink ook ons kan regtig al hoe meer dink ook aan pre-loved, aan tweedehandse Yes. goed, nê. Ja. Weet waarom sal jy vir jou kind 'n nuwe fiets koop as jy vir jou kind 'n baie goeie tweedehandse fiets kan koop? True. Weet of Lego of daar's Yes. sekere goed wat mens seker nou nie tweedehands kan koop nie, maar daar's goed wat jy tweedehands kan koop For sure. of kan net weggee, Ja. deel, jy weet, Ja, ja. in plaas om weg te gooi of dan nou dit beland op 'n hoop in jou huis en dit bly daar vir jare. En ek bedoel as 'n ouer is dit al eintlik ook van die goed waarvoor jy die dankbaarste is Ja. klere wat aangepas Ja. word of speelgoed wat aangepas word soms of sulke tipe goed soos fietsse of so, Ja. want dit is ja. Ja, en ek dink net 'n stukkie bewustelikheid by ons, nê, om te sê, weet, as ek kan appels koop wat nie in plastiek toegedraai is nie, kom ek doen dit. Weet, ek weet as daar groot prysverskil is en mens kan dit bekostig nie, is Yes. fair, nê. Yes. Maar en as ek dan nou 'n produk koop, kan ek kyk of dit herwin kan word. As ek kan kies tussen 'n tomatiesous in 'n plastiese of 'n glas, kies miskien die glas. Jy weet, okay. daai glas kan weer gebruik Yes. word of hy kan herwin word. So ek dink net bietjie meer intentionaliteit miskien Ja. in terme van ons inkopies en dit wat ons in ons huise inbring en toelaat in ons huise. Ja. Iets wat ek nogal bewus van geraak het, in Amerika het hulle baie van die dromme is gemerk vir recycling en sulke tipe goed wat ons meer daarvan begin sien hierso. Een van die groenste stede wat ek gesien het was Rotterdam, wat ek gevoel het ons 'n klomp plekke maak so baie van herwinning en groen wees, maar hierdie mense leef dit. Wat vir my beautiful was. Maar iets wat ons in Suid-Afrika dink ek toevallig reg kry. En ek weet nie of dit 'n goeie ding is nie, want dit sê ook iets van ons samelewing. Maar die herwinning wat gebeur van mense wat kom grou in ons asdromme. So dit is eintlik goed dat dit gebeur. Maar dis toevallig Ja. dat dit gebeur. Ek dink mens kan hulle bietjie help, nê. Ja, As jy nou 'n klomp glasbottels het, spoel hulle uit, By sit mekaar hulle in 'n sit. sakkie langs jou asdrom. ja. Weet dat mense ook mense se menswaardigheid ook Baie waar. in ag neem. Ja, julle het iets mooi gedoen, onthou ek nou met tuin maak en sulke tipe goed by die pastorie. Destyds het julle groentetuin daar gehad het vir almal om te kom kry wat op besonders was. ons sypaadjie, ja. Yes. Eintlik maar net so iets so spinasie, iets wat maklik vinnig groei en wat baie mense eet, was lekker. Ons het dit gesaai en bietjie nat gemaak, 'n bordjie opgesit en gesê neem vir jou. Is eintlik skrikwekkend om te dink ons het hierdie reuse grasperke baie van Nee, ons. ja. Ons spandeer baie water Ja. om grasperke te hê wat baie van ons nie gebruik nie. As jy nou kinders het wat daarop rondhardloop, goed, maar baie van ons gebruik nie ons grasperke nie, so hoekom sal ons dit dan nou nie eintlik gebruik vir groentetuine nie? Dit laat my nou nogal dink, ek het 'n vriend in Washington DC wat homself beskryf as 'n guerrilla tuinmaker. So by dele van Washington wat na sy mening nie mooi lyk nie, gaan hulle saai saaitjies daarso. Jy gee my nou 'n plan vir Pretoria. O, ek's jammer. Dis baie You heard oulik. it here first. Nice.
Wat sou jy sê is die verskil tussen skuldgedrewe groenlees en evangelie gedrewe rentmeesterskap? Hoe kan 'n mens daai nuanceer? Dis 'n goeie vraag. Wel, dit gaan oor die beginpunt, nê. Yes. Dit gaan oor, kom dit vanuit 'n punt van, ek voel sleg, ek voel skuldig, of kom dit uit 'n plek van, ek besef as gelowige, dis my roeping om hierdie skepping, hierdie aarde op te pas, dit te versorg, goed te wees daarvoor, omdat die Here dit vir my vra, omdat dit sy skepping is, omdat dit sy huis aan my is. So ja, ek dink aan die einde van die dag gaan dit oor, waar begin jy? Oor bedoeling. Ja. Yes. Bedoeling. Dankie. Nice. As jy jou pad sou moes oorvind in die bediening en prakties en innerlik, wat se goed sou jy dieselfde doen? Wat sou jy anders doen? Ek dink, ek sê altyd vir mense, ek het regtig 'n charmed life gehad in terme van die bediening. Ek dink, ek is bevoorreg as vrou om op meeste van die, ek was nou al by 3 gemeentes en eintlik al 3 tot 'n sekere mate wat my as vrou aanvaar het, wat vir my as 'n ewe knie, kollegas wat my as 'n ewe knie ontvang het en behandel het. So ek dink nie daar's verskriklik baie wat ek anders sou doen nie. Ek dink miskien sou ek vir my jonger self kon gesê het, Cool it. Ek dink dis net so waar vir my. Maar nee, Pieter, ek kan nie eintlik aan vrees ek iets dink nou nie. Dink jy vir jou as vrou, dink jy die pad was vir jou anders as vir die mans gewees? Want ek dink op 'n manier word die beroep as 'n tipe van 'n mans beroep beskou. As jy eerlik oor die goed kyk en jy kyk na hoe ons funksioneer binne die werk, dink ek is daar van die werk wat ons doen wat net baie intuïtief makliker vir vrouens kom. Ek dink jy is reg. Ek dink ons as vrouens het intuïtief, dink ek, definitief iets om te bied, baie te bied in die bediening. Ja. Ek dink die een ding wat vir my, as jy nou vra oor wat uitdagend was vir my as vrou in die bediening, is hoe mans partykeer na vrouens kyk. En hierdie is nou eintlik tweeledig. Die eerste ene is, ek het al in vergaderings gesit, dan is ek die enigste vrou. Ekskuus. En dan sal ek sterk standpunt inneem oor 'n saak. Yes. En dan sal daar opmerkings gemaak word oor ek as vrou is aggressief of bakleierig. Okay. Yes, okay. Terwyl as 'n manlike kollega op dieselfde manier reageer, 'n sterk standpunt en dan sy sterk en assertive, ja. Yes. En dit was vir my, dit was waarskynlik van die moeilikste goed om te navigate in die bediening en in 'n sekere sin is daar die ervaring dat ons dit daarom nou nie ons nie gelyk hanteer word daar nie, nê. Ek dink ook die ander uitdaging en dis iets wat ek nou al by baie kollegas, vroulike kollegas gehoor het, is baie keer word daar opmerkings gemaak oor hoe ons as vrouens lyk. En aantrek. En hoe ons aantrek. En dit is nogal 'n moeilike een om te navigate ook. Ek onthou op 'n stadium in Bronkhorstspruit het ek vir die gemeente gesê, asseblief sê vir my, wat moet ek aantrek? Yes. Want ek weet nie. Ek weet eenvoudig eintlik nie wat is dan aanvaarbaar vir julle nie. So ek dink vir my persoonlik is daai twee nogals uitdagings in terme van vroulike predikant wees.
Ja, miskien moet ek daarby volstaan. Ek het nog kyk ek dink jy weet van die begin af is ek eintlik maar dwars. Ek was net in denial daaroor. Maar ek onthou kere waar daar of studente, teoloë, of ander vroue kollegas wat van die ouer predikante, hulle sal groet met drukkies wat ek dink, ken jy hulle regtig so goed? Is hierdie gepas? Wat ek ook dan vir hulle 'n drukkie aangebied het. Wat ook dan seker 'n bietjie van die goed uitwys. Maar is daar binne dit en dis nou glad nie 'n vraag om dit nou in 'n mooi sousie en 'n mooi strukkie op te sit nie, maar is daar tog 'n tipe van 'n gift wat jy ontvang het deur hierdie, ek wil sê, anders navigeer? Dit bevestig weer die waarheid vir my dat ons as almal gelyk is. Dat ons as mans en vrou gelyk is, Yes. maar dat ons natuurlik ander goed na die tafel te bring. Dat ons Seker. gelyk is, maar dat ons anders is. Yes. En dat ons almal iets het om te bring. En ek dink dit is wat ek deur die jare geleer het. Ek dink daar was tye wat mense se reaksies oor ek wat 'n vroue predikant is my laat twyfel het. Het ek 'n plek hier, het ek 'n rol, kan ek iets beteken? En ek dink, as ek terugdink, besef ek maar hierdie worstelinge en hierdie ervarings bevestig eintlik net vir my dat ons het almal 'n plek. Ons het almal 'n roeping, ons het almal 'n rol. Dit lyk anders, dit is anders, maar alles is nodig. Almal is nodig. Ons is sterker te danke daaraan. Baie. Ek dink aan ek moes gekyk het ek goed na waar kan ek hierdie sê, maar ek wil dit onomwonde sê dat Faye een van die beste preke wat ek in my lewe gehoor het, wat net so knap en so toepaslik, maar met ook ek dink die nodige intelligensie vir daai dag, want dit was met is dit 2016 se 2015 se synode. Ja. Dis werklik een van die beste preke wat ek in my lewe gehoor het, wat my nou nog dra. Een van my ander top was ook Lisa Louise Kuman, wat ek dink met Claudie se begrafnis. Jene, ek kry hoendervleis as ek daaraan dink. So ek dink net die bydra wat julle maak en die voorreg het wat ons het om saam met knap teoloë en knap predikante soos julle te kan werk, is dit maak ons bediening net soveel ryker. As jy sou dink in terme van die proses, ek het nou al by Neoma gehoor, daar's WhatsApp groepies of Facebook groepies waar van die vroue predikante is, maar is daar dalk ander persone wat jou geïnspireer het, juis in die bediening op hierdie manier, om te sê, ek goed, maar yes, dis dalk nou taaf, maar dit wat ek daar geleer het, help my voortgaan. Ja, wat interessant is vir my is, ek dink, daar's 'n klomp mense wat my hande sterk gemaak het, wat my roeping bevestig het, wat ek dink my as persoon erken het, en ook die rol wat ek kon speel, wat ek speel in die kerk en in die bediening. En interessant genoeg is nie noodwendig predikante nie, dis 'n klomp lidmate, jy weet, ek dink aan 'n klomp vroue lidmate deur die jare, en ook mans, wat net met hulle menswees, met hulle erkenning, waardering uitgespreek het, en daar's nog steeds gemeentelede wat dit doen, en ek dink dan het ek 'n klomp kollegas deur die jare gehad, en dis mans kollegas wat my as 'n ewe knie hanteer het, wat waardering het vir wie ek is en my bediening. Dis 'n hele skare mense. Ja. Ek kan eintlik nie iemand uitsonder nie. Ja, wonderlik. Dankie. Ek dink ook ek onthou juis met daai synode. Ek was op die steenspan gewees. Ek het die
klank gedoen. En ek kom toe terug om 'n baie moeilike begrafnis te doen. Iemand met wie ek 'n lang pad gestap het. En die persoon is toe oorlede, nie aan sy kanker nie, maar aan hart. En wat ek onthou toe een van ons gemeentelede, want onder andere was hy selfde geslag verhoudings en sulke tipe goed op die tafel. Een van die tannies wat toe besig was met die teeskink en broodjies, vra vir my, hoorie Pieter, sê net vir my, is almal nog steeds welkom by ons? Wow. En dit was my dit het my so geraak, Ja. dat ek nou nog vir haar sê, jene, dankie vir jou woorde. Mm. Dankie dat jy my herinner oor waaroor hierdie gaan, Ja, en wie ons is. en wie ons is, wat vir my besonders is. Vertel vir my oor 'n oomblik in jou bediening wat vir jou gevoel het, hier het ek regtig verskil gemaak. Sjoe, Pieter, ek dink is die klein goed vir my, jy weet, ek dink nou sommer, miskien is dit omdat ek nie ver terug kan onthou nie, maar ek dink sommer aan verlede Woensdag, was dit as Woensdag gewees, en my kollega het gepreek by ons as Woensdagdiens, en hy vra toe vir my, maar sal ek help met die askruisies trek? Okay. En ek moet vir jou sê, dit was 'n diep geestelike ervaring vir my. Een van ons lidmate wat haar man in 'n fratsongeluk verloor het verlede jaar, kom toe vorentoe, die kruisie op haar hand trek, toe breek sy net en sy huil, en ek kon haar net vir 'n oomblik vashou, en toe was hy oomblik verby, en sy is uit die kerk uit en huis toe, maar dit is die oomblikke wat ek voel, Dit is daai fyn oomblikke. ja, dis die oomblikke wat vir my eintlik die bediening baie kosbaar Ja, maak. dis Daai nie die- klein Dis nie oomblikke. die fanfare nie. Nee, en dit is oomblikke wat ook natuurlik gewortel is in verhoudings, jy weet, Ja. dis dit, en ek dink dis die ding, jy weet, so dis daai klein oomblikke, dis daai oomblikke wat by jou bly, omdat ek in haar oë kon kyk en weet, daar seer kon sien en net daai oomblik haar kon vashou. Ja, Ek dink dis wonderlik. Ek sit nou en dink aan as mens kies om iets anders te wees, want jy is iemand met baie hoede. Sou jy sê wat is die verband of wat is die verweefdheid vir jou binne hierdie? Want ek persoonlik kan nou nie imagine jy gaan die een wees sonder die ander nie. En ek dink ook nie dis iets wat jy sal wil opgee nie. praat jy nou van al hierdie goed wat Van ons al hierdie goed wat ons oor gepraat het, ek praat van die en route foodie, ek praat van die ekologie, ek praat van predikant wees, embodiment, daai tipe goed, dis self eintlik amper iets wat predikant wees sin aangee. Ja. En dis nie iets wat jy of die titel help daarmee, of die legitimasiesertifikaat of wat ook al, help daarmee. Maar dis amper bietjie soos die glue, wat die goed by mekaar hou. Ja, ek dink vir my is die voorreg om, kom ek sê, ek dink dis verhoudings, nee. Aan die einde van die dag, dink ek, it all boils down to that. In die verskeidenheid ruimtes waar 'n mens iets van God se liefde en God se genade kan leef, iets van Jesus kan naleef of beliggaam, en ek is so diep dankbaar dat ek daai geleentheid het om binne die kerk dit te doen, maar ook sê nou soos op my blog, net die goedheid van die lewe, en die mooi van die lewe te kan deel op 'n ander platform, wat nie kerk is nie. Ja. So ek dink is daai stadsplein ding, die moontlikheid, en ek dink is waar van ons almal, nie net van predikante, dat ons beweeg op al hierdie verskillende ruimtes in ons lewe, hierdie verskillende terreine, en hulle almal is hierdie ruimtes waar ons
ons eintlik kan kies wie ons daar is Yes. en hoe ons daar is. Ja. Vir my, so dit is vir my die voorreg om eintlik, ja, ek praat nou verskriklik net mekaar, jammer, maar Ja. die My lewe, vraag was dit mekaar. ek dink net die lewe wat ons het. Yes. Ja. Wonderlik. As jy eensin, as jy 'n paragraaf nodig het, is dit ook fyn. Vir 'n gemeentelid moet gee om deur die huidige geraas te sif. En tussen al hierdie gesprek oor vroue in die bediening en vroue in gemeentes en goed wat eintlik vroue ook soos tweede rangse lidmate laat voel. Sou sê. Wat sou dit wees? Ek dink as ek aan Jesus se omgang met mense dink, dan is daar hierdie ruimte. Daar's hierdie ruimte vir kinders en hier's ruimte vir vrouens en daar's ruimte vir hakkie sondaars. Daar's plek vir almal. En ek dink in ons naleef van Jesus behoort dit waar te wees van ons ook. En daarmee saam, as ek nou my teologie hoed moet opsit, dan is dit ons moet die konteks van die Bybel in ag neem en ons moet konsekwent wees. Yes. So as vrouens nie in die kerk mag preek nie, dan is daar 'n klomp goed. Daar's 'n klomp reëls en regulasies wat ons dan ook konsekwent moet oorwees. Ja. As mens nou teologie wil praat, maar ek Ja. dink as ek net hard wil praat om te sê ons almal het 'n plek. Ons almal het 'n roeping en ek dink ons moet ruimte vir mekaar gee. As daar 'n matriekmeisie kom na jou toe, sê Dominee Fey, ek voel daar's 'n roeping op my lewe en ek wil gaan teologie swat. Wat se raad het jy vir my? Doen dit. Ja, volg jou hart, volg jou roeping. Ek dink daar's ruimte. Dis die wonderlikste beroep vir my. Ek dink dit is 'n wonderlike beroep vir vroue. Nee, volg jou hart. Wonderlik. En feit dit was so groot voorreg om met jou te kan gesels vandag. Dankie vir die tyd wat jy ingeruim het. Dankie vir jou menswees. Dankie vir jou gasvryheid. En dankie vir dit wat ons by jou kan leer. En ek sien in hierdie reeks uit oor wat ons verder kan leer by ander vroue predikante. Dankie Pieter, dit was 'n voorreg. Dankie. Lekker dag julle. Bye.